Hartlike en vriendelike goeiedag. Nou ja, vandag begin ek met 'n nuwe reeks met die oorkoepelende tema wintervye. Kom ek lees vir ons daar uit Markus 11 vers 12 en 13 waar daar staan: En op die volgende dag, onderwyl hulle uit Betanië gaan, het hy, dis Jesus, honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarin gegaan in die hoop dat hy iets daaraan sou vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie. Let op hierdie laaste woorde, dit was nie die tyd van vye nie. Nou die vraag kom onwillekeurig by 'n mens op: waarom het Jesus vrugte aan die boom gesoek, as hy geweet het, dit is nie vye tyd nie? Hy was tog 'n inwoner van Palestina. Hy is immers die waarheid, by wie daar geen toneelspel of skyn of valsheid te vind is nie. Ons kan tog ook nie sê dat Christus onredelik was toe hy die vyeboom vervloek het nie. Al lyk dit self so. Sy optrede is immers altyd opreg en billik. Daar's egter 'n baie logiese en natuurlike verklaring vir sy optrede. Party jare kom die winterreëns in Palestina baie vroeg en dan stoot die vyeboom ontydige, voortydige vruggies uit. Hierdie vye kan egter nie ryp word voor die winter in al sy velheid kom nie. En dan bly daardie vruggies deur die winter aan die kaal takke van die bome sit. Maar vroeg in die lente ontwikkel hulle vinnig tot ryp vrugte, heeltemal buite in hulle normale seisoen. En die Jode het dit genoem wintervye. Jesus se verwagting bevestig dat dit so 'n jaar was. Dink nou aan die vyeboom. Die Bybel sê dit was nie die tyd van vye nie. Dit was buite seisoen. In die Bybel is dit nie vreemd dat mense en selfs volke in beeldspraak deur bome uitgebeeld word nie. Jesus het 'n hele paar gelykenisse en profetiese uitsprake op hierdie simboliese manier van vrugtebome gebruik gemaak om sy boodskap duidelik en verstaanbaar oor te dra. Dit is normaal dat vyebome hulle vrugte in die somer dra, wanneer die omstandighede gunstig is. Net so kan ook die grootste sondaars vrugte dra en sekere goeie eienskappe openbaar wanneer alles in hulle guns is. Dit is byvoorbeeld nie moeilik om vriendelik te wees as jy graag goeie indruk wil maak nie. Dit is nie moeilik om bly te wees wanneer dinge vir jou reg uitwerk nie. Dit is nie moeilik om lief te hê as liefde aan jou bewys word nie. Dit is nie moeilik om te gee as jy weet daar ook aan jou gegee sal word nie. Dit is nie moeilik om kalm en selfbeheers te wees as daar nie buitengewone druk op jou is nie. Dit is nie moeilik om eerlik te wees as jy weet jy word opgehou nie. Dit is nie moeilik om geduldig te wees as niks jou irriteer nie. Al hierdie dinge is egter somervrugte. Dit is normaal. Selfs ongeredde mense kan hierdie eienskappe openbaar. Ook sondaars dra vrugte in somertyd. Maar God verwag van sy kinders meer as somervye, meer as van die ongeredde. Hy verwag van ons ook wintervye. En God is nie onredelik in sy verwagtinge nie. Hy het ons immers 'n nuwe hart, 'n ander gesindheid gegee as die wat die wêreld het. Ons is immers wedergebore. Ons het sy gees in ons lewe. En die gees laat ons ook ander vrugte dra as die van 'n sondige natuur, soos die Galasiërs 5 vers 22 en 23. Ja, God het in ons lewe die vroeë en die laatreëns gegee. Sal ons hieroor tot die Here bid. O Here, ek verstaan dat U rede het om meer van my te verwag. Help my om vir U vrug te dra die hele jaar deur. Amen. Ons gesels volgende week verder.